Goeiedag, Johan Gilbert weer hierso en ek wil vandag praat oor 'n onderwerp wat ek beloof het ek gaan oor praat. En dit is oor die heiligheid van God en meer spesifiek, is dit so dat God so heilig is dat hy eintlik nie 'n keuse het nie, maar om sondaars vir ewig te straf in helse vuur. Behalwe as daar nou iemand is wat in sy plek, in die mense plek die straf sou vat. Die heiligheid van God, is dit dan so dat dit maak dat God niks met die mens te doen wil hê wat sondaars is nie, wat 'n sondaar is nie, dat God wegkyk eintlik in homself dit so verafskie, dat hy eintlik ondistansieer van die mensdom. Is dit wat God se heiligheid is? Maar jy weet, daar is so 'n godsdienstige siening van God, dat hy's hard, hy is kwaad, maar daar's soveel sonde, en hy kan dit nie verdra nie, hy kan dit nie verduur nie, en so hy word kwaad, en hy's toornig, as gevolg van al die sonde wat hy sien onder die son. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie onderwerp. Wat beteken dit om heilig te wees? Ek dink dit word algemeen aanvaar, die teoloë en almal, ek weet nie van iemand wat daarmee nie saamstem nie. Dit is om spesiaal te wees, om afgesonder wees tot God, om apart te wees van die gewone, om ongewoon te wees en eintlik baie spesiaal te wees in God se oë. Is God wat eintlik besluit aan die einde van die dag wie is heilig en wie is heilig. Dis nie die paus wat dit met besluit nie, God besluit dit. Nou, daar's teoloë wat sê dat God se heiligheid kry nie genoeg aandag nie. Jy sien, daar is 'n neiging deesdae in sommige kringe om weg te beweeg van die lering van die hel, en ek is baie bly daaroor eintlik. Ek is baie bly daaroor. Kyk, ek is nie 'n liberale teoloog nie. Daar is teoloë wat die inspirasie van die oorspronklike skrif bevraagteken. Ek sal dit nie bevraagteken nie. Daar is teoloë wat die magtelike geboorte van Jesus bevraagteken. Ek sal dit nie bevraagteken. Daar is teoloë wat die wonderwerke van Jesus sal bevraagteken. Ek sal dit nie bevraagteken nie. Maar die konsep van 'n ewige vuur en hel, dit gaan ek bevraagteken, want ek kry dit nie in die skrif nie. Maar nou is daar teoloë, en daar is teoloë wat, en selfs kerkgangers wat begin besef, maar dit strook nie, dit maak nie sin nie. En die feit dat daar al 'n paar boeke hieroor geskrywe is, en dat teoloë gesê het, dat hulle vat die leerstelling van die hel aan, maak nou weer dat die ander teoloë, wat die konservatiewes is, dit beskou as liberale teologie, en hulle kommer uitspreek daaroor, dan sê hulle, maar die heiligheid van God word nou geondermyn, die heiligheid van God kry nie die aandag wat dit moet kry nie. So is daar byvoorbeeld wat geskryf, ek het nou hieroor opgelees, wat is die sienings van hierdie teoloë wat die kwessie van die hel wil verdedig? Hulle sê, the traditional doctrine of hell argues that an infinite penalty is just punishment for sin against the infinite holiness of God. So, dit is heeltemal regverdig volgens hulle, dat daar 'n oneindige straf moet wees vir sonde teen 'n oneindige heilige God. Dis hoe hulle dit regverdig, dis hoe hulle dit sien. Want God is oneindig heilig. So, maar soos ek sê, hierdie siening word betreur deur sekere van die tradisionele teoloë, wat nie daarvan, wat nog steeds wil vasklou aan die siening van die hel. Soos daar byvoorbeeld word een teoloog sê,
we suppose we have voted out of office a God who would inflict eternal conscious punishment. We have replaced him with a weak moral policeman lacking power to pronounce a sentence that the condemned will never cease to feel. So wat sê, hy sê dat ons het God soort van uitgestem, die ware God volgens hom, wat eintlik oneindige straf sou toegedien het. En ons het daardie God gaan vervang met 'n swak polisieman wat weier om so 'n tipe van straf toe te doen. Nou dis die siening van hierdie tradisionele teoloog, wat die tradisionele siening van die hel nog aanhang. En ek dink by myself, Jesus het gesê dat as jy my gesien het, jy die Vader gesien. En Jesus, toe hy op die aarde was, jy kan hom nie beskryf as 'n weak policeman nie, maar hy het met sondaars gemeng. Sy kwessie was nie soseer met die man in die straat met sondaars nie, sy kwessie was met die fariseërs wat so skynheilig was. En Jesus is beskuldig dat hy geëet en gedrink het, dat hy 'n vraat is en dat hy 'n wynsuiper is en 'n vriend van tollenaars en sondaars. Hy het gemeng met daai mense. En hy is beskuldig daaroor. Nou as Jesus met hulle gemeng het, en Jesus is heilig, dis 'n saamstem met my, dink ek, Jesus was heilig, nooit gesondig nie, maar hy het met sondaars gemeng, hy het hom nie gedistansieer van hulle af nie. Die vrou wat in oorspel gevang is, hy het haar nie gaan condemn nie, wat is die Afrikaanse woord, veroordeel nie, en dit van gesê, gaan nou, en sondig nie meer nie, maar hy het haar met respek behandel. So, dan is daar 'n teoloog, ek gelees het wat sê, God's love has been redefined so that it is no longer holy. So hy sê, God se liefde word nou nie meer gesien as heilige liefde nie, en daarom wil mense nou wegkom van die hel lering af. Ek dink by myself, maar ek kan nie onthou dat ek al die Bybel gelees het van heilige liefde nie. Net om seker te maak het ek die konkordansie gevat en die Afrikaanse ene sowel as die Engelse ene, om te kyk, die uitdrukking heilige liefde, kom dit ergens voor? En ek kan vir jou sê, dit kom nergens voor nie. Die uitdrukking heilige liefde gaan jy nergens in die Bybel kry. Nie in die King James vertaling nie, en nie in enige uitdrukking van Afrikaanse vertalings. So waar kom die ding van heilige liefde, asof dit nou 'n ander tipe van liefde is? Asof dit nou nie die liefde is van 1 Korintiërs 13 nie. Dit sê die liefde is lankmoedig, is nie jaloers nie, is nie afgunstig nie. Kom terug na, hoe is God se heiligheid nou eintlik? Want ons sê God is heilig, ja, definitief. Daar is nie een meer heilig as God nie. God is heilig, maar hoe is sy heiligheid dan? Wat sê die skrif daaromtrent? Nou, baie interessante teks gaan jy kry in 2 Kronieke 20 vers 21. En dit is hier waar Josafat is, die koning gewees van Israel, en hy het gekom met sekere hervormings, en in vers 2 Kronieke 20 vers 21 sê hy, of sê dit lees so, nadat hy met die manskappe beraadslaag het, het hy sangers vir die Here aangestel, wat sy glansryke heiligheid moes loof. Let op, hulle moes sy glansryke heiligheid moes hulle loof, hierdie sangers. Terwyl hulle voor die gewapende manne uitgaan, want hulle moes sê, prys die Here, want vir ewig duur sy troue liefde. Sien julle dit?
dat hulle moes sy glansryke heiligheid loof. Maar hoe doen hulle dit? Deur te sing oor sy troue liefde. Nie oor sy woede nie, oor sy troue liefde. Die Engelse Bybel praat van his mercy. So sy heiligheid word gekoppel aan sy liefde, aan sy genade, nie aan sy woede nie. God is heilig, maar daardie heiligheid van God doen geen afbreek aan sy liefde nie. Ek het nou die dag prediker gehoor sê dat ons moet God se liefde kwalifiseer deur die heiligheid ook in te bring. God se liefde word nie geraak deur enige ander eienskap van hom nie. Hy is heilig, ja, maar sy liefde en sy heiligheid is nie twee teenoorgesteldes nie. Dit is saam, dit werk saam. Die heiligheid affekteer nie sy liefde, dit bring dit nie af nie. Psalm 103, vers 8 tot 13. Waar het ek dit nou? Gesin te blaai. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy beskuldig nie vir ewig nie, en bly nie vir altyd toornig nie. Hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sonde nie, en vergeld ons nie ooreenkomstig ons sonde skuld nie. Dit is hoe hy is. Barmhartig, genadig, en dit is nog voor die kruisdood van Jesus, in die Psalms, Ou Testament. Dis hoe hy is. Hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sondes nie. Hy's nie 'n weak policeman as hy daardie rol, as hy so is nie. As hy genade toon, en hy sê ook hierso in vers 14, want hy weet waarvan ons gemaak is, hy het gedag dat ons maar stof is. Hy weet dit. Hy's nie 'n weak policeman nie, moet hy dit weet nie. So, ons moet hom leer ken. Die God van wat ons dien en wat die God van die skrif is nie 'n kwaai God nie. Nou span af versies wat ek ook wil vir u verwys na Jesaja 43 vers 3. Ek lees so: want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Hier word die Heilige van Israel gekoppel aan verlossing. Want dit sê in Jesaja 43 vers 3, ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Kyk ook na 1 Timoteus 2 vers 8. Waar Paulus skryf aan Timoteus, hy sê, ek verwag van die mans, dat hulle op elke plek sal bid, met heilige hande omhoog, sonder woede en rusie. Met heilige hande omhoog, sonder woede en rusie. Heiligheid word gekoppel aan sonder woede en rusie. Woede en rusie en heiligheid gaan nie saam nie. So, ons moet nie God se heiligheid koppel aan sy toorn en aan sy woede nie. Ek weet, die Bybel praat van die toorn van God. Dit is amper meer sy passie as iets anders. En ek sal nog daaroor eendag 'n video maak, maar sy liefde bly staan. Dit sê ons, terwyl ons nog sondaars was, het hy vir ons sy seun gegee, tot versoening. So, ons moet hom leer ken. Hy is die verlosser van alle mense, soos dit sê in 1 Timoteus 4 vers 10, en sy heiligheid is pragtig. Dit is nie iets om van terug te deins nie. Sy heiligheid is iets waar ons kan verbly. Ons kan ons verbly in ons wonderlike, liefdevolle God. En ja, ek het amper vergeet, daar is nog eens skrifgedeelte wat ek wil byvoeg.
Dit is 'n klassiekie en ek moet dit noem, want dit is in Hosea 11 vers 9. Dit gaan oor Efraim, of eintlik Israel, maar tydjie word daar verwys na Israel is Efraim wat afvallig geword het en die profeet spreek hierso sy teleurstelling uit, of God se teleurstelling uit met Israel wat afvallig geword. Hy wil straf, maar dan sê hy in Hosea 11 vers 9, ek sal nie in my brandende toorn optree nie, ek sal nie omdraai en Efraim vernietig nie, want ek is God, nie 'n mens nie, die heilige in jou midde, ek sal nie in woede kom nie. Nou interessant nee, dat God sê hy gaan nie in woede kom nie. Ek onseker as hy wou, maar hy gaan nie in woede kom teen Israel nie. Want hy sê hy het hierdie deernis vir hulle, hy het hierdie hy sal omdraai en Efraim, hy sal nie vernietig nie, want hy is God, hy is nie 'n mens nie, die heilige, en omdat hy die heilige is, hy is nie 'n mens nie, sal hy nie in woede kom nie. So hier is nog 'n voorbeeld van waar God se heiligheid en sy woede, dit gaan nie saam nie. Dit moet nie saamgaan, dit moet nie gekoppel word aan mekaar nie. So ek sal net daai versie byvoeg, en dan gaan ek nou 'n lys gee van al die tekste waarna ek verwys het, as jy bietjie verder rustig deur die teksverse wil gaan en jou eie selfstudie wil doen.